Dus voor ek begin wil ek graag iets uitvind. Wie van julle is vanmôre hier met 'n verwagting? Wie is vanmôre hier met 'n verwagting om 'n geskenk te kry? Nie eens hand op nie. So ek sal die geskenk maar vir myself hou. Nou takers. You snooze, you lose. Jelyn, asseblief. Geskenkie vir jou. Hoekom is ons nie hier met 'n verwagting om te ontvang nie? Of dit 'n geskenk is of enige iets nie. Almal het gesit, nie een het verwag daar is actually 'n geskenk nie. Nie een het verwag hier gaan iets uitgedeel word nie. Hoekom nie? Is dit nie klein verwagting wat ons kom kerk toe om te ontvang? Ons harte moet oop wees om te ontvang. En 'n geskenk van die Here af is 'n groot geskenk. Nou vanmôre wil ek gesels oor ons genadegawes. Ons spiritual gifts. Ons spiritual gifts wat ons ontvang. En ek is seker almal van ons weet die spiritual gifts wat daar is, ons genadegawes. Nou ons moet dit baie mooi onthou, ons moet dit nou nie deurmekaar maak met die fivefold ministry nie. Dis iets wat die Here aan die kerk gegee het, naamlik die apostels, profete, evangeliste, herders en leerders. Soos wat ons dit kry in Efesiërs 4 vanaf vers 11 en 12. Dis wat die Here uitgedeel het aan die kerk om sy bediening te kan doen. En dis 'n roeping waarin jy stap. Jy's gekies vir daai roeping. En die Here sal jou equip vir daai roeping soos wat jy gaan. Maar vanmôre gesels ek oor die spiritual gift wat die Here vir die Heilige Gees gegee het om aan elkeen te gee soos wat hy dit nodig het en soos wat die Heilige Gees dit goed dink. Nou daar's 9 van hierdie genadegawes wat ons kan ontvang. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 12 vanaf vers 7 tot 11. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 7 tot 11. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan 'n ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog 'n ander gee hy die gawe om in tale of in klanke te gebruik. En aan die ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werke van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. 'n Gawe uitdeel soos hy wil. Nou kom ons kyk ons haal gou al 9 uit wat daar is. Woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gawes van genesing, werking van kragte, wonderwerke, profesie, onderskeiding van gees, gawe van tale, uitleg van tale. Dis die 9 geestelike gawes wat ons kan ontvang. As 'n wedergebore Christen, het jy ten minste
Een van hulle. Ten minste. Wat 'n gawe jy nog het, gaan jy alleen weet. Dis net jy wat dit ontvang het. Ek gaan nie weet wat een van julle gawes is, tensy jy dit sê, of tensy ons dit kan sien in jou lewe nie. En soos die woord vir ons sê, die Heilige Gees deel dit uit, soos wat hy goed dink. Nou om wedergebore te wees, weet ons almal wat dit beteken. En as jy nie wedergebore is, gaan jy nie dit ontvang nie. So dan kan jy nie sleg voel en sê, hoor jy, ek het niks gekry nie. Maar, die ander saak is, al is jy wedergebore, kan jy niks sê nie. As jy nie die verwagting het, om daai geskenk te ontvang nie, gaan jy niks ontvang nie. Soos ons vanmôre gesien het, ons almal is hier met 'n verwagting. Maar wie is die verwagting om 'n geskenk te ontvang? Dan gaan dit vir jou niks beteken as jy nie die verwagting het wat jy wel gaan ontvang nie. Nou om hierdie genadegawe te kan ontvang, moet jy tyd in die woord spandeer. Jy moet tyd in die Here spandeer, jy moet tyd in jou gebed spandeer, sodat jy kan weet wat die Heilige Gees vir jou gee. En ja, dit kan 'n tydperk vat voor jy jou genadegawe ontvang, of dit kan instantly gebeur die oomblik as jy gedoop is. Ek meen, ons het dit al gehad dat mense wat gedoop is, se desires was om in tale te kan praat. Hulle is gedoop, die oomblik as hulle uit die water uitkom gedoop is, tale ontvang. Kan in tale bid, kan in tale praat, kan tale onderskei. Dis baie mense se begeerte daai, wat ek van weet. Maar jy moet oop wees, en jy moet gewillig wees, jy moet kom met daai verwagting om te kan ontvang, om 'n geskenk te kan ontvang. Maar weer eens, jy moet die tyd spandeer. En mense, dis ek dink vandag ons grootste probleem wat ons het. Ons tyd. Ons is so gejaag in ons lewe vandag. Alles draai om tyd. Ek meen ouers wat kinders het sal presies weet. Die oggend is 'n gejaag. Jy moet op tyd wees by die skool. Jy moet op tyd wees by die werk. Jy moet jou werk gedoen hê op tyd. Kom by die huis, jy moet kos maak, jy moet dit, dan is dit tyd vir slaap. Waar is ons tyd vir die woord? En as jy nie gaan tyd spandeer nie, gaan jy nie ontvang nie. As jy nie gaan tyd spandeer nie, gaan jy nie weet wat jy kan kry nie. Jy gaan nie weet wat is jou gawe nie. En jammer om te sê, vandag se lewe is so vol van tegnologie. Die foon is ons grootste doodsteek. Dit steel soveel tyd van ons. Ek meen, as ons kyk, elkeen van ons en ons almal is skuldig aan. Me included. Ek meen, as jy een dag vat en kyk die tyd wat jy spandeer op jou foon, ek is seker ons lees 10 hoofstukke in daai tyd. Maar hoekom nie? Hoekom spandeer ons nie eerder tyd in die woord, maar ons spandeer tyd op die selfoon, op social media en alles nie? Ons tyd is belangrik, mense. Ons tyd in die teenwoordigheid van God. Ek is al klaar vir my preek. Maar nietemin, kom ons kyk na ons genadegawes. Nou genadegawe beteken is 'n onbonatuurlike vermoë wat die Heilige Gees vir jou gee op grond van jou wedergeboorte, sodat jy vir God kan doen wat hy wil hê jy moet doen. Genadegawe is 'n geskenk wat jy ontvang. Nou wie van julle weet wat 'n genadegawe het julle? Of wie het al 'n genadegawe ontvang? 'n Geskenk van die Here ontvang. 1, 2. Skaam te wees, ek gaan julle nie vra wat dit is nie. Ek is seker julle almal moet ten minste een hê wat ons ontvang het. En dis 'n blessing. Ek weet as ons kyk na die woord
van wysheid. Nou die woord van wysheid is 'n bonatuurlike openbaring van God se wysheid vir 'n spesifieke situasie. Spesifieke situasies, byvoorbeeld om die woord te bring hier voor. In mense se lewe wat dit dalk nodig het. Jy's dalk net op iemand se pad gesit en hy kom na jou toe en hy vra jou iets en jy kan die woord van wysheid na hom toe bring. God se woord na hom toe bring en hom reghelp. En teen die een dalk nog op die regte pad te help. As dit sou so wees. Kom ons kyk na Jakobus 3 vers 17. Jakobus 3 vers 17. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Dis woord van wysheid. Om woord van wysheid te ontvang is ook 'n baie groot verantwoordelikheid. Want wat jy sê teenoor iemand moet die woord van God wees. Want dis wat aan jou gegee is. En daarvolgens sal jy eendag geoordeel word. So dieselfde van woord van kennis. Hulle loop hand aan hand. Dis 'n groot verantwoordelikheid om dit te kan ontvang. Want jy is die een wat dit moet uitgee. Sou jy die verkeerde woord uitgee of 'n verkeerde implikasie of verkeerde situasie, gaan jy die gevolge daarvan dra. Dus kom hulle baie keer so sê, die leerder sal baie sterker veroordeel word as enige ander mense. Want ons is verantwoordelik vir wat ons sê, as ons hier voor staan. Ons is verantwoordelik om God se woord uit te bring. En soos in Spreuke 2 vers 6, Spreuke 2 vers 6 lees ons van die woord van kennis. Dis die Here wat wysheid gee. Kennis en insig kom uit sy mond. Ons staan net hier voor. Ons is net die instrument in die Here se hande. Ek is self, ek moet self die verantwoordelikheid dra. So dit is twee wat grootendeels die grootste verantwoordelikheid dra tussen ons genadegawes. Dan het ons geloof. Ek is sekerlik almal het geloof wat hier sit. Nou, ek het ons nie gesê ons het 'n genadegawe nie. Geloof is 'n baie groot ding. Geloof is waarop ons alles bou. Geloof en vertroue is soos wat ek in my vorige preke gesê het. Geloof en vertroue is wat ons als opbou. So elkeen van ons het 'n genadegawe. Hoe sterk jou geloof gaan wees, gaan van jou bepaal. Weerens die tyd wat jy gaan insit en spandeer in die woord van Here. Die tyd in sy teenwoordigheid. En as jy nie daai tyd spandeer nie, en as jy nie tyd in die woord spandeer nie, hoe gaan jy glo wat hier binne is? Jy kan alles hoor, maar as jy nie gaan studeer en self gaan sit en lees nie, hoe gaan jy dit glo? Ons kan nie alles glo wat op social media is nie. So jy moet vir jouself bietjie jou eie tyd spandeer in die woord, sodat jy jou geloof kan opbou. Dan het ons gawes van genesing. Gawes van genesing is 'n groot blessing wat ons kan ontvang. 'n Baie groot blessing. Ek meen om jou hande te kan oplê op mense, om siekes te kan genees, is 'n baie groot blessing om dit te kan doen. En ek is baie seker die tydperk wat Jesus op aarde was, toe hy sy ministry geloop het, en toe hy wonderwerke gedoen het, genesing gedoen het, hy was nie bang nie, hy was nie skaam nie, definitief nie.
Hy het na enige man of vrou toe gestap en as hy geweet het, hierdie persoon het dit nodig, het hy hom aangeraak, hy het sy vader gevra daarvoor, en hy het genesing laat plaasvind. Nou mense wat dit doen, word maklik gejudge, deur ons as mens. In die sin van, hulle dink beteken nie oor jy dink jy's beter, jy het daai gawe gekry. Wie is jy om dit te kan doen? Mense wat nie die hele storie ken nie. Dis 'n gift wat jy ontvang het. Dis 'n gift wat jy vrylik mag gebruik. Maar op die regte tyd, op die regte plek. Ek meen jy kan nie net oral instap in hospitale en bid en sê word jy sal nou gesond word en môre gebeur daar iets nie. Al die gifts wat ons vang, dra 'n verantwoordelikheid. Een meer as die ander een. Ons moet versigtig wees hoe ons dit gebruik. Maar as jy jou gift ontvang het deur die Heilige Gees, sal die Heilige Gees jou lei soos wat jy dit nodig het. Hy sal jou toerus om op die regte oomblik op die regte plek jou genadegawe te kan gebruik. Dan kyk ons na werking van kragte, wonderwerke. Hoeveel het Jesus nie gedoen nie? Wonderwerke op aarde. Ek weet hy het water in wyn laat verander. Hy het die see laat oopgaan. Hy storms laat stil word. Ons kan hulle opnoem, dis te veel. En wonderwerke doen hy deur God se genade. God se krag wat deur hom werk. Nou vir ons om wonderwerke te kan doen op die aarde is bitter skraal wat ons dit sien. Want jou geloof moet soveel sterker wees as enige ander. Jou geloof moet bitter sterk wees. Nou om wonderwerke te kan doen is nie grappies nie as ek dit so kan stel. Wonderwerke word gedoen slegs deur die Heilige Gees se wil, deur God se wil. Ons kan daar staan, ons kan bid, ons kan vra, ons kan smeek. As dit nie ons wil is, gaan dit nie gebeur nie. Maar as dit God se wil is op daardie oomblik, op daardie tydplek, sal dit gebeur. Alleenlik deur God se wil. Dis dieselfde met genesing. Dis deur God se wil alleenlik. Jy kan daai gawe ontvang het. Maar as dit nie die Here se wil is op daardie oomblik dat dit moet gebeur nie, dan is dit nie die Here se wil nie. Dis nie ons tyd wat ons kan sê nou moet dit gebeur nie. Dis God se tyd. Dis God se wil. So ja, jy kan dalk bid vir genesing, ja, jy kan dalk bid vir 'n wonderwerk en dit gebeur dalk nie dadelik nie. Nie teleurgesteld wees nie. God het 'n doel en 'n plan vir alles. Hy sal dit laat plaasvind soos wat tyd dit toekom en soos wat hy dit goed dink. As ons kyk na profesie, as ons kyk in die woord, hoeveel profesie is daar gegee? Ter duisende. Hoeveel het al waar geword? En hierdie profesie is gegee deur God se woord alleen. God het hierdie profesie vir mense gegee om neer te sit in die Bybel, want hy het geweet dis wat sal gebeur. Nou vir ons as mens om te sê ek kan 'n profesie gee dat dit gaan gebeur, moet jy bitter versigtig wees. Ek weet van julle het daar nie bote op social media wat julle volg nie. Kyk wat het laas jaar met hom gebeur. Hy het 'n
profesie gegee van die einde van die wêreld en dit gebeur, dat gaan gebeur. En wat het gebeur? Niks. Daai mense het vir hom gestenig. Hy was geban op soveel social media as wat kan kom. Dat hy moes om verskoning vra. Ons moet so versigtig wees om te sê, ek het die genadegawe ontvang van profesie. Dis nie 'n maklike ding om verantwoordelikheid voor te vat nie. Profesie is 'n sekerheid van God se woord wat jy ontvang het. Van God se spesifieke woord wat jy ontvang het. As jy nie versekerheid het dat jy woord ontvang het en confirmation uit die woord uitgekry het nie, moet eerder nie iets sê nie. Wees verseker dat wat jy gesê word gaan streng na gekyk word en veroordeel word vir wat jy sê. So dit is 'n baie risky genadegawe as ek dit so kan stel. Dan kyk ons na die genadegawe van onderskeiding van geeste. Persoonlik is dit nie iets wat ek regtig waar sal wil hê nie. Ja, geeste is nie iets waarmee 'n mens speel nie. Goed, is 'n baie goeie ding, maar die slegtes wil ek nie iets mee te doen hê nie. Maar onderskeiding van geeste is 'n bonatuurlike vermoë om te kan onderskei tussen goed of kwaad, tussen geeste onder ons as mens en in die geestelike lewe. Om te kan onderskei tussen geeste, tussen goed en kwaad. Nou tussen goed en kwaad kan ons sê, die duiwel het 'n baie oorhand in die kwaad gedeelte. Want die duiwel stuur sy engeltjies om daardie slegte geeste te kan sit in mense, demone, slegte gedagtes in jou te sit. Dis 'n gees wat in jou kom, wat hierdie slegte gedagtes in jou sit. Dis die duiwel wat kom en daardie demone in jou sit en jou lewe verwoes. Nou mense wat dit kan onderskei, is regtig waar geseënd om dit te kan doen. Want as jy die onderskeiding het van geeste, so ook het jy die onderskeiding van genesing. Dit loop hand aan hand. Want as jy kan onderskei tussen die geeste, het jy die gawe om daai geeste te kan uitdryf. Om daai persoon te kan genees in daai opsigte. Om daai persoon se hart weer te kan skoonmaak. Of persone. Onderskeiding van geeste is baie kritiek in ons samelewing. As ons kyk na al die gelowe wat buite bedien word, Halloween, al daai tipe dinge, dit is slegte geeste wat ronddryf binne mense en wat mense verkeerde dinge laat doen. As jy die onderskeiding van geeste het, gebruik dit ten volle, gebruik dit ten goeie. Dit is nodig. Dit is baie, baie nodig. Kyk ons na die gawe van tale. Nou wie van julle kan in tale bid? Of in tale praat? 2, 3. Ek het lank, as ek moet sê lank, tot en met 3 jaar terug, 2 jaar terug, het ek gesukkel om my tale te ontvang. En toe ons in die Bybelskool kom, het ons 'n vak gehad wat dit behels het. En dit was die eerste keer ek geseënd was om in tale te kan bid.
Dis die eerste keer wat ek letterlik openlik geleer was wat dit is om in tale te bid, wat dit is om daardie gawe te hê. En iedereen, elkeen van julle kan dit ontvang. Jy moet oop wees daarvoor. Jy moet gewillig wees om daardie gawe as 'n geskenk te wil hê. Nou die gawe van tale bid is 'n bonatuurlike taal wat nie ons as mens of die duiwel kan verstaan nie. Die Here daarbo en die engele daarbo verstaan 100% wat jy bid as jy in tale praat of in tale bid. Hulle verstaan 100%. Want ons as mens kan dit nie verstaan nie. As jy letterlik weet jy kan in tale praat, jy self verstaan nie wat jy bid nie. Is ek reg? Jy self weet nie wat jy bid nie. Maar die wat dit moet weet, die engele daarbo, die Here, die Heilige Gees, wat dit moet ontvang, weet wat dit beteken. Hulle weet wat is nodig en sal daarvolgens werk. Nou om tale te praat, is nie net 'n gebabbel nie. Baie mense wat nie dit ken nie, sal sê jy maak dinge op. Dit is maklik om te sit net en bladder, maar jy kan onderskei. Mense wat rarig in tale kan bid, in tale kan praat, en mense wat in tale praat. Want baie van ons sien mense wat in tale kan praat, hulle is so heilig. Dis geloof wat dit kan doen. Dis tyd in die Here se woord wat hulle spandeer het om dit te kan leer kry, om dit te kan ontvang. Dis hulle verhouding in die Here wat hulle toelaat om dit te kan doen. Jy gaan nie net ontvang omdat jy net 'n kind van die Here is nie. Jy moet daai desire hê om in tale te kan bid. En as jy nie daai desire het nie, gaan jy dit nie ontvang nie. Ek beloof jou, jy gaan nie kan nie. Maar terselfdertyd, jy moet oop wees daarvoor. Want geloof my, die eerste keer toe ek werklik in tale gebid het, het ek myself boeglam geskrik. Dus van wat het nou gebeur? Jy besef dit nie, dit vloei uit. Letterlik, dit vloei uit. Dit is iets wat ek opmaak, nie, dit is iets wat iemand anders opmaak, dit is die Heilige Gees wat jou lei, om in daardie tale te kan bid. Nou, al persoon wat tale kan uitlei, as jy die gawe het, van uitleg van tale. En dit is min. Dit is min. As jy regwaar 'n bietjie gaan opsoek en kyk, in gemeentes en mense wat kan sê, ek het die gawe om tale uit te leg, dit is bitter min. Nou, om die gawe te hê, van tale, van uitleg, is 'n bonatuurlike gawe, wat aan jou gegee is deur die Heilige Gees, wat vir jou wysheid en kennis gee, om die tale te kan uitlê teenoor die persoon wat jy gehoor het. Om die tale dan te kan uitlê, kan jy dan vir die persoon sê, wat hy voorgebid het, en wat dit behels. So weer eens, baie groot verantwoordelikheid. As jy na iemand toe kom en jy sê, ek kan die tale vir jou uitlei wat jy bid. En jy draai dalk net een ding verkeerd om. Daai persoon ontvang wat jy gesê het. En hy gaan daarmee gaan, hy of sy. En dan kom hy dalk iewers en hy vertel die storie oor, en dan is dit dalk nie die waarheid nie. Weereens, baie groot verantwoordelikheid. Nou al 9 gawes wat ons ontvang deur die Heilige Gees dra 'n groot verantwoordelikheid. Dus kom jy sal ook nie vind
Soos wat die woord vir ons sê, jy sal nie sommer al 9 gawes ontvang nie. Dis te veel vir ons as mens. Dis te veel. 2, 3, miskien 4. Want daar is wat hand aan hand gepaard gaan. Maar jy sal nie al die gawes ontvang op een slag nie. Die verantwoordelikheid is hopeloos te groot vir ons as mens om daai gawes te kan dra. Dis ook soos wat ons lees in die woord, die Heilige Gees dien dit toe aan ieder en elk van ons, soos wat hy goed dink. Hy gaan nie vir jou 'n gawe gee, as hy weet, jy kan nie hierdie gawe hanteer nie. Jy kan nie hierdie gawe benut ten volle soos wat dit nodig is nie. Dan sal hy nie die gawe vir jou gee nie. Ons wat die gawes ontvang het deur die Heilige Gees is werklik geseënd. Ons kan die gawes gebruik ten volle en werklik daarmee gaan in 'n verskil maak in die lewe. Maar ook bygesê soos wat ons ook gelees het, die Heilige Gees sal jou lei op die regte tyd, op die regte plek, om vorendag te kan kom met jou gawe. En as jy nog nie weet wat jou gawe is nie, nie ek of pastoor kan dit vir jou sê nie. Jy alleen moet gaan. En jy moet gaan sit en bid. En jy moet 'n teksvers vat van 1 Korintiërs wat ons gelees het. Gebruik daai teksvers. Sit. Bid daarvoor. Sit met 'n verwagting om daai gawe te ontvang. Wees oop vir daai geskenk wat jy gaan ontvang. Want as jy nie gaan oop wees om te ontvang, gaan jy nie kry nie. Ons kan nie wees soos wat ons vanmôre hier sit, niemand wil 'n hand opsteek om 'n geskenk te kry nie. Ek beloof jy, as die kindertjies hier voor was, het almal opgespring. Dis hoekom die woord ook vir ons sê, ons moet wees soos kinders. Ons moet openlik excited wees daaroor. Want as ons nie gaan wees nie, gaan ons dit nie ontvang nie. Maar soos ons gelees het, die verantwoordelikheid wat ons het is groot. Behalwe vir ons genadegawes wat ons ontvang het, soos die fivefold ministry, wat ek graag ook 'n preek nog wil gee 'n bietjie uitbrei. Is 'n groot verantwoordelikheid wat ons ontvang van die Here af, van die Heilige Gees af. So wees versigtig hoe en waar ons dit gebruik. So ek wil julle graag uitdaag as ek dit kan sê. Die week of 2 weke wat kom, vat die teksvers 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11. Lees dit oor en oor deur. Bid daaroor. Want soos wat ons ook al gelees het in die Bybel, dat waaroor ons bid en vra van die woord, wees opreg en wees met verwagting, jy sal dit ontvang. Dan sal dit vir julle gegee word. As jy regtig waar die roeping het om daardie gawe te ontvang, sal jy dit ontvang. So ek bid en hoop dat julle hierdie week sal gaan en julle gawe sal kan ontvang. Al gebeur dit nie môre nie, oor of 2 weke of 3 weke nie, dit sal gebeur. Ons moet gereed wees met die verwagting om daai geskenk te kan ontvang. Amen. Kom ons staan en sluit ons oë.